En die Bybel leer vir ons dat 'n kind van die Here het die Heilige Gees ten volle of hy het hom nie. Want die Heilige Gees is nie soos water waarvan jy bietjies kry totdat jy oorloop nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. En as jy aan die Here Jesus behoort, dan het jy die Gees van God in jou. En dit sê die Bybel op talle plekke vir ons. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Maar waarom sê hy dan ons moet vol word van die Heilige Gees? Gedurig vol wees van die Heilige Gees. Net om een groot boodskap aan ons oor te bring, en mag God gee dat u dit sal begryp. Dis 'n les wat ek in my lewe ook moes geleer het. Ons het die Heilige Gees ten volle, maar hy het ons nie ten volle nie. Daar lê die probleem. Dit beteken doodgewoon dat die Bybel vir ons leer, ons is nie algeheel, vrywillig en onvoorwaardelik beskikbaar vir die Gees van God nie. Dis die fout lê by ons. Nie by die Gees nie. Hy is daar. Maar hy kom nie tot sy reg nie. Want ons weerstaan die Gees van die Here. Ons het sekere sfere in ons lewe wat ons vir onsself teruggehou het. En God se Gees nie toelaat om oor ons te heers as heerser nie. Ons het Jesus dalk gesoek en gevind as ons verlosser, maar nog nooit verstaan dat ons hom ook moet vind en soek as ons Here nie, as ons koning nie, as God wat beveel en ons gehoorsaam nie. Met ander woorde, al wat kort kom is, ek moet myself geheel en al vrywillig en onvoorwaardelik, kom wat wil, kos wat wil, aan die Gees van God oorgee. En hoe doen 'n mens dit? Jy sê dit. So praat jy met God, en as jy met God praat, dan bid jy. Daarom ontvang ons deur die gebed, sê Lukas, ook hier die gawe van die Gees in ons eie lewe. Jy sê dit vir God, hier is ek, Here. Neem my gees, my siel, my liggaam en alles wat ek het, en maak my, breek my, net soos wat u wil hê dat ek moet wees. En dan gebeur die wonder, dat die Gees van God op een of ander wyse kragtig in jou lewe dit bevestig, dat jou gebed verhoor is.